Goeiemôre en welkom by ons weeklikse oordeenking. Ons is vandag by Woensdag en as jy dit gemis het, ons kyk hierdie week bietjie na die boek van Judas en gaan gerus terug as jy die vorige gedeeltes wil sien. Soos ons genoem het, is Judas 'n kort boek, maar baie konfronterend waaruit ons baie kan leer en dit kan ons dryf tot verandering in ons lewens. Ons sê dis kompeterend want dit praat oor dwaalleer in die vroeë kerk, mense wat die woorde van Jesus verdraai het. Maar soos ons genoem het, is daar soms 'n balk in ons eie oog en kan ons soms die woorde self verdraai en daarom roep dit ons eers tot introspeksie voordat dit ons roep daartoe om ander mense en ander predikante of leraars te evalueer. Met dit in gedagte, kom ons luister dan saam na die woord van die enigste en lewende Here, soos dit opgeskrywe staan in Judas vanaf vers 8. En tog doen hierdie mense op grond van die droomvisioene dieselfde. Hulle besoedel hulle liggame, verwerp gesag en belaster die glansryke hemelwesens. Selfs Michael, die aartsengel, toe hy van Dawid verskil en met hom oor die liggaam van Moses geargumenteer het dit nie gewaag om 'n lasterlike oordeel uit te spreek nie, maar gesê, mag die Here jou straf. En hierdie mense belaster egter alles wat hulle nie ken nie, en dit wat hulle instinktief verstaan, soos redelose diere, versaak hulle ondergaan. Wee hulle, want hulle het die pad van Kain geloop, en hulself vir vergoeding aan die bedrog van Biliam oorgegee. En hulle sal soos met die verset van Korag omkom. Hierdie mense is skandvlekke by julle liefdesmaaltye. Hulle vier skaamteloos saam met julle fees. Hulle sorg net vir hulle self. Hulle is wolke wat nie reën bring nie en deur winde voorgedryf word. Bome in die laatherfs wat sonder vrugte staan, tweemaal dood, ontwortel. Woeste seegolwe, wat hulle eie skandes laat opskuim, dwaalsterre, vir wie die somber duisternis vir ewig gereed gehou word. Tot sover dan die woord van die enigste en lewende Here, soos dit opgeskrywe staan in die boek van Judas. In hierdie gedeelte probeer Judas ons leer om vals karakters raak te sien, mense met 'n skyngeloof. Hierdie is vir ons nogal 'n moeilike konsep, want ons almal wil graag hê dat almal om ons goeie mense moet wees met goeie geloof en ons wil graag die benefit of the doubt of benefit van die bout, soos die Afrikaanse uitdrukking gaan vir hulle gee. Met ander woorde, ons hoop maak blinde kolle by ons. En 'n manier wat ek wil hê ons moet hierna kyk, stel jou voor jy is by 'n mark, die boeremark, en daar lyk soos die nuutste duurste selfoon op die tafel, maar dis eintlik 'n goedkoop namaaksel. Dit werk dalk vir 'n week of 'n maand, maar dit gaan vinnig stukkend gaan en jy het eintlik jou tyd en jou geld verloor. Vals karakters in die Bybel soos wat daar gelys is baie soos dit. Hulle lyk dalk aantreklik, hulle lyk asof hulle reg doen, maar hulle doen geloof skade. En in Judas 8 vanaf vers 8 tot 13 waarsku Judas ons oor sulke bedrieërs wat in die kerk insluip. Hy beskryf hulle as die wat die liggaam ontheilig, gesag verwerp en laster. Om die liggaam te ontheiling beteken tipies iets soos onsedelikheid of om God se gesag te werk rondom die raamwerk wat hy vir ons stel. Dit beteken iets soos om God se woorde te minag, om leiers te ignoreer, opstandig te wees, of om te laster deur teen heilige dinge. Judas gebruik dan 3 Ou Testament karakters om vir ons te wys hoe vals karakters lyk. Biliam, Balaam en Korah. Kain sy broer het natuurlik uit jaloesie, Kain het sy broer uit jaloesie vermoor, wat 'n hart vol afguns toon. Balaam verlei deur hebsug en probeer om God se volk vir wins te vervloek. En Korah het teen Moses, God se gekose leier, in opstand gekom,
wat hoogmoed en opstandigheid wys. Hierdie eienskappe van afguns, hebsug, hoogmoed is kenmerke van valse karakters wat die idees en die beginsels en die waardes van die Christelike skrif weerspreek. Dit is soos om te sê dat hulle op allerhande paaie loop behalwe God se. En die Bybel leer ons egter dat Jesus die enigste weg is en roep ons tot bekering. En hoe kan ons op ons hoede bly? Eerstens deur ons Bybel te ken, soos wat ons die afgelope 3 dae ook sê, sodat jy hierdie nagemaakte foon kan raak sien en weet hoe die egte een moet lyk. Dit is wat Bybelstudie vir ons leer. En dan is daar ook tweedens raad om te sê, pas op vir enigiemand wat hulle self bo Jesus stel, in wysheid, roem, mag of enigiets anders. En dan derdens, maak seker dat lering wat jy nou luister, ooreenstem met die kern Christelike oortuigings. Byvoorbeeld, die drie-eenheid, Christus se goddelikheid en redding deur genade. Hoekom? Sodat jy nie soos hulle word nie. Judas noem hulle verborge kraanse wat geloof vernietig, waterlose wolke en wat niks gee nie, en dwalende sterre wat na duisternis lei. Alles goed wat ons wegvat van God af. Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie dat U ons waarsku van karakters in die Bybel wat afbreekend was. Help ons om hierdie week onsself weer nader aan die geloof te bring en onsself oor te gee aan die opdragte wat U vir ons gee. Amen.